Hi, ek's Lisa, by die rooi hare en ek kyk die Mommy Club van die Hoofstad sodat jy nie hoef nie en welkom by my episode 4 recap. Ek drink vandag 'n lekker Pinot Grigio, want ek's 'n Pinot Grigio girl. Right, in vandag se episode gesels ons weer oor die Ansu en Johandri beef. Ons chat oor boob jobs en Baba Hein vat vir die show. So kom ons begin met die episode. So skop weer af met die drama by Johandri se birthday party. Johandri is nie op die oomblik baie happy nie. Jy kan sien dis op partytjie. En Tessa probeer bietjie laat hulle chill. Toe probeer ek die hele situasie net diffuse. Kyk hierso, as jy ouer word dan besef jy hoef nie vriendskappe te eindig omdat jy nie saam met iemand stem nie. Maar Ansu wil nog 'n chillie. Ek kan nie. Die hele tyd gestuur of word die hele tyd konflik gesaai. Dit is hoe ek weet nie hoekom dit die laaste en dit frustreer my. Sy voel nog steeds gefrustreerd met Johandri en dat Johandri nou hoe alles wil uitsort. Ek het net gehoop vir 'n aand sonder drama. Maar ek sal nie sê Johandri het die drama begin nie. Honey, there we go. Maar mens kan sien die ander mamas raak nou oor dit. Ek voel net daar die laaste tyd soveel goed gebeur en dit het my so erg frustreer. Hierdie mamma, mamma raak ook nou oor dit. Dis onnodige drama, En Ansu sê sy wil nie drama hê nie. want my tyd en energie is min. Ek het eintlik 'n lewe ook. Ansu? It doesn't look like it, maar okay. Ek wil my tyd geniet saam met my vriendinne. Ek wil nie praat oor sulke goed nie. Sure. En die conversation en die bekleierery eindig nou met Ansu wat vir Johandri sê, I don't trust you. Dis nou verby. Okay, ons weet waar ons met mekaar staan. Ek gaan eerlik met jou wees, ek vertrou jou nie. Hectic. Jy kan my verkeerd bewys. Ek is Ek altyd sal jou oop. verkeerd bewys. Okay, so let's call this it's over. En honestly, dit klink nog steeds of Johandri nie verstaan wat ingaan nie. Ek verstaan nie hoekom Ansu die slegste van my ding nie. Daar moet obviously iets wees wat Ansu baie groter pla. So speel Johandri die victim of is sy actually die victim? Anyways, blykbaar begin die partytjie dan. Geluk, liewe Johandri. Maar waar is Johandri se man? Ek dink 'n shootertjie sou hierdie situasie kon red. Dis lekker, hè? In elk geval hoor hierdie goue stemme. Omdat jy verjaar. Hoe gouer hulle ophou weet dit. En Louise gee dan 'n baie oulike speech vir Johandri. Jy's so 'n ongelooflike spesiale mens wat net altyd ander mense eerste sit. Maar kyk, Crystal en Ansu se gesigte. Cohen is so gelukkig om 'n mamma soos jy te hê en mens kan sien oor sy hele demeanor en hoe rustige baba hy is. Dit sê vir my baie van wat 'n mamma jy is. Hip hip hooray! Daarna chat die twee maatjies nou weer. Dis okay. Ek's frustreerd. En hulle sal stel van hoekom moes Johandri dit nou alles opbring voor almal. Soos hoekom nou voor almal, voor haar gaste, soos Kyk ons self show. I don't get it. Of hulle edit hierdie show verskriklik, which is a possibility, of sy is net delulu. Ansu het die situasie so mooi gehanteer eintlik. Ek voel net, can we just choose a better day? Like, for shit's sake. Anyways, volgende, wat ook al. Good morning. En ons kry 'n bietjie meer insight oor hoe 'n typical day of Crystal van der Burg lyk. Wakkie, kom julle. What are you gonna learn today? Okay. Ons kry dan ook eintlik bietjie van 'n diep deel, want Crystal vertel vir ons dat sy kom regtig uit moeilike omstandighede uit. My ma het 'n man gehad wat papa gecheat het en al ook geslaan het. I kind of went from one abusive home to the next met 'n stiefouer na die volgende stiefouer. Ja, sy het my fisies aangeval. En dis hoekom sy nou probeer om die beste mamma te wees wat sy kan. Ek soek nie dit vir ander kinders of ewen vir my kinders nie. Al wat ek nog my hele lewe lank wil wees is 'n mamma. Yeah. Which is nice. I mean, sy maak net hulle broodjies vir haar kids vir skool, so ek dink dis 'n paar pluspunte daar. Anyways, ons sien dan ook vinnig hoe Louise haar twee seuns skool toe vat. Mama, kan my rug vat? Ek sien. Okay, let's go. Hoe lyk sy al so goed so vroeg in die oggend? Ek was nog altyd 'n oggendmens. Nie maak nie saak hoe laat ek die vorige aand gaan slaap het nie. Is dit hoe alle mamas lyk as hulle kids by die skool gaan aflaai? Dis nie hoe my ma gelyk het nie. Anyways. Nou shade mama, love you. Maar Louise se een seentjie is defs nie in die mood om skool toe te gaan nie. Die spesifieke oggend het Luan toe nou besluit om 'n klein drolletjie te wees. Wat skryf julle vandag? NW. En honestly same bra, NW was terrible. Waar gaan julle NW? Op 'n
doen jy? Dis Engels. Natuurwetenskappe vir julle ouer volk. Hierdie mammetjies soek goeie resultate. In 'n geval, ons kry dan hierdie deel waarvan die mammas spa toe gaan. Ek gaan vandag bietjie spa toe saam met my maatjie Christel en Tess. Tessa's nie 'n maatjie nie. En ek sien uit. So ja, hulle kry voetmassages en hulle drink champagne. Ja. Ek dink ons het hierdie definitief nodig na die partytjie. Maar hoe voel jy? Ek's oor dit. En ons hoor hulle almal is oor die drama. Ek wens die Ansu Johanri drama kan tot 'n einde kom. Ons ook. Want regtig, wie gee om oor wie se Instagram handles regtig? I mean, as hulle my beklei het oor iets wat actually saak maak en nie net foonoproepe en Instagram handles nie, sou ek bietjie meer omgegee het. O, en dan chat hulle oor boob jobs. Het jy soos die Barbie boobies of het jy Ek het teardrops? net die normale Aha. So Ansu het Devs al gehad onder my pocket het geraak Sê. en nou sê ek soos ons moet 'n upgrade kry. en Tessa het blykbaar al 2 gehad. Ek het natuurlik al hierdie bad boys uitgesorteer 2 keer. Dink julle haar pa het daarvoor ook betaal? En ek wil dit vir 'n 3de keer doen. Hierdie oudjies moet brand spanking new wees. En Christel noem dan dat sy dink sy wil een hê, Ek soek nie grootes nie, want my name's already Crystal. maar haar naam is already giving stripper. En as jy gaan Google strippername, like I'm top 10 baby. Now imagine die titties. No ways. Such a riveting conversation, you know. Dit voed regtig ons breine. It's bad. Ja, so Dan finally is dit tyd vir Johanri en Ansu om nou hulle uit te sort. Ek gaan vandag bietjie na haar toe, so ek hoop dat dit baie lekker gaan wees by haar. So hulle drop die kids by Tandy hulle. Hallo Sandy. Is ek konversie hoor Sandy? Hallo Tandy. En nou gaan sit hulle en chat. ek hoop net vandag kan ons nou hierdie ding finaal uitsorteer dat ons altyd met ons lewens kan aangaan. Maar basically sê hulle net, okay, kom ons beklei net nie weer oor die foon nie en ook nie deur ander mense nie. Ek dink net ons moet in die toekoms eerder net direk met mekaar praat. Dink ook sy nie oor die foon nie. Ek sien uit om 'n pad te stap. Dankie, ek waardeer dit. Ja, so probleme waarna ons nou vir 2 weke moes luister sort hulle in 5 minute uit. So all is good. Okay. O, en dan daarna hou hulle pouse. 1 2 3. Op jou in jou hak in. Ja, so hulle oefen vir hulle fitness kompetisie. Man, I'm pretty. Dames, julle lyk pragtig sterkte met die kompetisie, hoor. Ek is baie reg vir hierdie kompetisie. Ons het hierdie. Dan daarna gaan ontmoet Johanri vir Louise by die gym. Ek en Louise gaan bietjie gym vandag. Ek hou eintlik nie van gympartners hê. Hulle chat meer oor wat hulle gym. Ek het gister vir Ansu ook gesien. Was baie 'n bietjie vir posing. Dis hoekom ek nie gym nie. Ek chat eerder net. So maar julle is nou fyn. Frankly, ek Dit was stupid. Dit was stupid. Dit was Dis nou moeg vir die kinderkak. En dan is ons weer terug by Ansu se huis. Okay, Pelham Mansion in Benoni. En sy het nou een of ander expert daar om haar en haar man te help met Babahain. So vandag kom Mareike na my toe. Sy gaan vir my en Heinrich leer hoe ons kinders kan kry om tussen 10 en 12 ure 'n aand te slaap. Want blykbaar vandat hulle nou hulle dogtertjie het, wil Babahain ook bietjie aandag hê, so hulle kry net niks slaap in nie. Dis asof hy weer 'n babatjie geword het. Ons hoor ook dan dat Ansu en haar man se manier van parenting verskil, redelik erg. Ek sal eers probeer ingaan en hom kan comfort en sê dis okay, moenie huil nie. Ja, ek is bietjie meer, ek dink ek is bietjie meer kort van raad as ek by ons toe kom. En die ekspert is soos, maybe moet julle julle kind op dieselfde manier hanteer. Julle moet op dieselfde bladsy wees. Ons moet dieselfde stel reëls hê. Ja, ek weet nie of dit vir julle interessant is nie. Kom ons gaan aan. Christel gaan kuier dan bietjie by Louise. So vandag kom Christel bietjie vir my kuier, maar ek het ook as 'n backup vir Tessa genooi. En kyk dit dalk nie so goed gaan met my en Christel nie. Ek het reg hoop ons sien daai mat waarna hy sweetie vasgesit in die eerste episode. Is die mat okay, Louise? Laat weet my asseblief, ek's bekommerd. Ek wil graag meer intimate verstaaning kry van wie Louise regtig is. Maar ja, een slukkie wyn in en Louise raak eerlik. Dis my first impression van jou was soos nie my vibe nie. Okay. Ek is jammer. Dis okay. Ek is so 'n bietjie geskok. I mean, is nooit lekker om te hoor mense dink aanvanklik jy is bitch nie, maar it is what it is. Maar toe die tweede keer toe ek jou sien, dis asof jy 'n bietjie uit jou shell uitkom. Ek al meer besef ons is eintlik baie similar. Ja. Hey, en dan rook Tessa ook daar op en is weer 'n party.
liefie. Jelly sê ook hallo. Tessa sê. Ek dink is lekker om saam met Tessa en Louise te kyk. Want nou gaan die party begin. Nooi my. Maar Crystal is nie excited dat Tessa nou ook daar is nie. Nou gaan ek hopelik 'n spreekbeurt kry. Want sy en Louise is so 'n vibe saam. So cute die awkward shots van Crystal wat nie 'n woord inkry nie. Dit was lekker om nou 'n bietjie met haar te connect na die hele haar verjaarsdagpartytjie wat so 'n bietjie van 'n dink 'n ongemaklike storie vir haar was. En hulle drie praat dan nou weer oor die beef tussen Johandri en Ansu. Vat as elke keer as ons daaroor moet praat. Sy het attacked gevoel, which I get. So Louise bring op dat sy voel Johandri is attacked. Maar dit is duidelik dat hulle nie op dieselfde bladsye is nie. Ek voel nou weer in Ansu se geval, sy was bietjie ook aangeval because Awkward. ek voel jammer vir Ansu. Ek doen nie voel jammer vir Johandri nie. So die hele Ansu en Johandri storie is ek nou al Same. tot hier toe. Dan om die episode af te sluit, kry ons nou 'n pyjama party by Crystal van der Burg se huis. En sy het vir almal custom nagklere laat maak. Dit het tot my naam op. Is dit Shein nagklere wat sy net hulle name laat op embroider het? Ek vra net. En die kids is ook daar. So julle weet wat dit beteken. Cue Baba Hein. Die eerste ding wat ek sien is klein Hein met 'n verfkwas in die verf wat haar bank verf. Blykbaar het Crystal vir Hein 'n gift packet gegee en daar was verf in en nou wil hy die party rooi verf. En Crystal is no, moenie worry nie. I'm a cool mom. Maatjie, moet glad nie stres nie. Hy kan doen net wat hy wil hier by Tannie Crystal se huis. There are no rules in this house. I'm not like a regular mom. I'm a cool mom. En Tessa stem nie eintlik daarmee saam nie. Om 'n cool mom te wees en sy verf op my bank is vir my regtig verregaande. Sy dink Crystal kruip in Ansu se gat op. Ek dink Crystal wil so graag in Ansu se goeie boekies kom dat sy sal gat lek. Maar shame, Ansu probeer haar bes. Nee, moenie vir Eva slaan. As jy haar slaan, kry ek slaan. Maar tog kry hy die bank verf op. En soos dat hy verf, skiet daar net verf oral. Maatjie, daar's verf op jou bank. Maar Crystal love it. Die kinders het gemors, maar ek love it. I love it. Ek love it. Kinders moet respek hê vir ander mense se goed. Net gekke en dwaase skryf op mure en glase. In 'n geval, die klomp mammas moet nou mekaar verf, is 'n lekker sip en paint aan. Maar Hein is weer My skat, mamma moet gou hierdie wil jy die tannie teken? Hein. En al wat ek toe my kop dink is, kan ek hierdie kind huis toe Uber? Dis die snaakste ding wat Ansu al die hele seisoen gesê het. Ons het hom amper in 'n Uber gesit. Dis hilarious. Toe bel ek vir pappa Uber, toe kom haal hy ons seentjie. En honestly, toe Hein weg is, toe's Ansu 'n vibe. Sy vertel ewen hoe sy haar skoonpa geflash het. So dis my vriendin se bachelorette. En toe ons terugry soos 2:00 die oggend, toe der hulle ons soos op die bus om te flash. Hier ry 'n kar langs ons en iemand langs my soos dis Heinrich. Heinrich en sy pa. I would literally pass away. I would die. Sy gaan vir altyd in ons skoonpa se goeie boekies wees. Ons sien ook almal se kunswerke. Dis Louise. Ek neem aan dis Ansu want sy is die enigste donker kop. Wowza, okay. Dis Tess. Pragtig. Johandri. Stick to your day jobs, okay? En daarna sit hulle en drink wyn en eet pizza. Maar volgens Tessa is dit nou nie 'n wenner van 'n kombinasie nie. Die pizza wat bedien is soos rarig. En om die episode af te sluit, nooi Louise nou hulle almal na 'n lekker aand langs die Vaalrivier. Ons gaan bietjie weg. Dis jou tasse verpak. Oh my soul. Maar Ansu sê, kan nie, skiesie. My fitness show is oor 'n week. Ek kan nie hierdie week iets doen nie. En obviously is die ander mammas dan upset daaroor. Jy praat leuns. Nee, rarig. Fokkie, jy mag niks eet nie, dan mag jy ook nêrens in gaan nie. What the fuck? Want Johandri het dieselfde fitnesskompetisie, maar sy gaan saam. Ek wens ook nou net die kompetisie kan tot 'n einde kom, want ons is nog heeltyd very much op ons plekke, maar ek dink as daar 2 wyntjies vloei, gaan daar baie dinge uitkom wat ek graag wil hoor. Now that's what I'm talking about. En ja, dit is dit vir die episode. My wyn is klaar, so die video is klaar. As jy van hierdie video gehou het, like hom asseblief. Like my page op Facebook, follow my op Instagram en TikTok en subscribe op my YouTube channel. En dan sien ek julle volgende keer met nog 'n Mommy Club van die hoofstad Rieke. Dis al van my kant af. Bye!